Baie dankie vir die voorreg om vanaand hier te wees, Nolan, Donay, gemeente se leierskap. Dit is vir my altyd 'n besondere voorreg om hier by julle te wees en hier te bedien. Nolan sê ek is sy mentor, maar ek dink ons mentor mekaar. En weet wat, ons kan nie sonder mekaar, ons kan nie sonder iemand, ander broers, susters in jou lewe, ons kan dit nie alleen doen nie, ons kan nie alleen hardloop nie. Die Here het ons as stropdiere geskep en ons het mekaar nodig, om mekaar te help en hy inspraak te gee. En ek hoop en glo dat jy elke aand hierdie week gaan kom met 'n verwagting. En ons sê baie maklik, ja, kom met 'n verwagting, maar wat is jou verwagting? Wat is dit wat jy wil hê die Here moet kom doen? Ekskuus man, hierdie ding. Sorry. Is nie dat ek baie het dat ek dit rondgooi nie. Maar wat is jou verwagting vir vanaand? Wat is jou verwagting vir hierdie week? Wat vra jy van hom? Wat verlang jy van hom? En weet, dalk het jy gekom met iets anderster as net 'n verwagting om iets te kry. Dalk is daar net hierdie branding in jou hart om te sê, Here, maar ek wil kom om te gee. Ek wil net my hartsliefdesverklaring vir U kom gee. Here, ek wil my hart vir U kom gee. Here, ek wil net my aanbidding vir U kom gee. Here, ek het net hierdie branding om my danksegging vir U te bring. Dit is vir my 'n kosbare tema. Toe ek en Nolan gepraat het, ek kan nie eens onthou, 'n paar hele tyd terug al. En hy sê toe maar, dit wat sy hart brand is, 'n spiritual awakening, 'n geestelike ontwaking. En ek dink dit is belangrik, want ek glo die Here wil mense, hy wil ons posisioneer. Die jaar wat verby is, hierdie jaar, ek onthou, laas jaar die tyd toe ons praat het, toe dit was dit, die Here wil kom restoreer. He wants to restore. En ek het nou nog dinge met julle gepraat, nou wat ek met julle gepraat het was, die Here wil kom recreate, hy wil hê jy moet reimagine. En wanneer jy reimagine en anderster in jou denke dink, wil hy kom herskep. En ek glo uit baie mense het daar restaurasie gekom, daar dinge verander in mense se lewens. En weet wat, die feit dat dit 'n tema was vir 'n jaar, beteken nie dit stop nou nie. Hy gaan nog aangaan. Maar ek glo hy restoreer, want hy wil jou posisioneer vir dit wat hy wil in en deur jou kom doen. En as jy kyk na die sportwêreld, is nou weer baie rugby en goeters gewees nou. Voordat jy 'n speler kan kondisioneer, moet jy hom eers posisioneer. Dis eers hom in sy posisie plaas, en dan kan jy hom voorberei vir die posisie wat hy gaan speel. En die Here posisioneer ons. En hy posisioneer ons om te wees soos hy in sy beeld uit te dra. En as daar een ding is wat ek vanaand regtig met julle wil deel, en as iets wat regtig ernstig brand in my hart in hierdie tyd, is dit dat die Here in 'n spiritual awakening, is die Here soek by my en jou salwing, en hy soek karakter. Ek wil weer sê, salwing en karakter. Maar wat hom die meeste gaan beïndruk, is jou karakter. Want jy sien, die salwing kom van hom af. Hy gee salwing. Salwing is sy bonatuurlike krag wat deur jou werk. Maar karakter is iets wat ek en jy aan moet werk. En ek wil nou net vertel van 2 ouens in die skrif. Eerste een is Josef. Ons ken Josef se verhaal. Josef wat deur sy broers verkoop is, hy's in Potifar se huis. En daar's 'n salwing op Josef. Oralste lees jy, en die Here was met Josef.
En ons weet, hy het 'n besondere salwing gehad om drome uit te lê en wat ook al, en die Here gebruik hom op unieke maniere. En dan lees jy in Genesis en hy sê, en die Here was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was. So hy het regtig, ek glo julle sal saam met my stem, daar was salwing op Josef. Dan is die tweede ou, Samson. Daar was 'n besondere salwing op Samson. Wanneer die Gees oor hom vaardig geword het, Jesus was daai ou, ag, julle Superman. Fenominale krag gehad wat ou Samson kon doen. So albei het salwing. Maar dan lees jy weer van Josef. Genesis 39 vers 6. Dan lees jy, die nuwe vertaling sê, Josef was fris, gebou en mooi. Met ander woorde, hy was 'n handsome ouetjie gewees. Aantreklik, sê van die vertalings. En Potifar se vrou het ook gedink hy's aantreklik. En sy het by Josef aangelê. En vir hom gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar Josef het geweier, hy het gesê, daar's nie 'n manier nie, nee. En sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar in te gaan. En ek neem aan, Potifar se vrou was nogal 'n loeker geweest. Sy was, ek glo, weet die ouens in daai posisie gehad. Hy het 'n mooi vrou gehad. Maar Josef sê nee. En as jy gaan luister, dan sê hy, hoe kan ek so iets doen aan my Heer? Hy praat van Potifar en hy sê, hoe kan ek so iets aan Potifar doen wat sy vertroue in my geplaas het? Maar nog groter, hy sê, hoe kan ek aan die Here wat ek dien, hoe kan ek so iets doen? En dan lees jy Samson. Rigters 16 vers 1. En Samson het na Gaza gegaan en daar 'n prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Daai ou kan nie eens een versie hou nie. Jy sien die pop en, ag nee, trip al die switches. En nou is die vraag vanaand. Hy soek salwing en hy soek karakter by jou en my. En as 'n pa, wie sal jy wil hê moet by jou dogter kom kuier? Samson? Hy het salwing. Julle kan jy dink hoe gaan daai ou gras nie en bome afkap? Kan jy dink hoe gaan daai ou 'n krywa stoot? Hoe soek jy Josef? Hy soek salwing en karakter. Jy sien daai spiritual awakening wat die Here vanaand soek by jou en by my, is dat daai karakter, ons karakter moet ook opstaan. Spiritual awakening gaan nie net oor die geestelike ervarings, die hoendervleis ervarings en die belewennisse wat ons kan hê in sy teenwoordigheid nie. Dit gaan ook dat ek en jy sal opstaan in ons karakter, dat ons sal opstaan op wie ons moet wees. Nou wat is karakter? Wat is dit regtig? Is dit om altyd die regte dinge te doen? Is dit om eerlik te wees en met integriteit te leef? Gaan dit oor konsekwent wees? Gaan dit oor betroubaar te wees? Gaan dit oor om selfbeheers te wees? Of is dit dalk al hierdie goeie saamgevat? In Petrus 1 vers 15 skryf Petrus en hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê, jy moet in jou hele lewenswandel heilig word. Romeine 8 vers 29 in die Amplified, die tweede gedeelte,
Dan skryf Paulus, hy sê, he also destined from the beginning, foreordaining all of us here, foreordaining us to be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness. Hy sê that we'll be molded, hy wil jou vorm, that you will be molded into his image, and that you will share inwardly his likeness. Dat ek sal wees soos wat hy is. Mense, as die Here goed in sy skrif sê, hy sê dit nie net om te sê nie. Ek glo as hy goeie sê wat in die skrif staan, dan is daar 'n rede hoekom hy dit sê, en hy verwag van ons dat ons in dit sal inbeweeg. So as hy sê, wees heilig in jou hele lewenswandel, dan verwag hy dit van jou en my. Nie net as ons hier in 'n diens bymekaar kom nie. Hy soek dit juis wanneer ek en jy hier by die deure uitstap. Prediker Fulton Sheen het gesê, die ware Christelike karakter is 'n vrugteboom en nie 'n kersboom nie. Ons sien 'n vrugteboom, dit kom van binne af na buite toe. 'n Kersboom hang ons net 'n lekker klomp decorations en ons lyk, wat sê hulle, bo blink en onder vrot, so iets sê, maar ons is nie kersbome wat ons nou, weet, as ons hier so tussen mekaar is en ons staan Sondag en ons is die Sondag en die dienste, eers nou hang ons die decorations. Ag, julle, so heilig, jy kan die botter in jou bek smelt nie. Maar as jy buite kom, dan val al die decorations af. En mense, as ek vanaand bietjie opgewonde of bietjie kwaai klink, ek's nie kwaai nie. Hulle ken my, ek is baie sagte, stil, skaam, teruggetrokke ou. So moenie aanstoot neem asseblief. Hoor wat die Here vanaand wil sê vir jou. Jy sien, geestelike volwassenheid en emosionele volwassenheid is twee kante van dieselfde muntstuk. Ek wil weer sê, geestelike volwassenheid en emosionele volwassenheid loop saam. En dit is belangrik dat ek en jy nie net sal werk om Bybelversies te ken en alles nie. Ons moet dit toepas. Maar my emosionele stand, my emosie moet saam met dit groei. Ek en jy moet op 'n plek kom dat ons emosioneel ook volwasse is. En mense, daai geestelike volwassenheid, emosionele volwassenheid, dit begin deur jou identiteit in die Here regtig vas te maak. Wie is jy? Wat is jy in Christus? Wie is hy en wat is hy wat in jou is? Waar woon sy Gees? Help my, waar woon die Heilige Gees? Ja, wys bietjie waar woon hy? Klap jouself bietjie op die bors, dat dit jou net sal herinner, hy woon in jou. En dis hoekom mense, wanneer ons hier by mekaar kom by 'n diens, hy's hier, want hy kom saam met jou in. En as jy vanaand hier uitloop, hy gaan saam met jou uit, hy bly nie hier agter nie. Hierdie is nie die huis van die Here nie, jy's die tempel van die Here. Hierdie is 'n samekomsplek. Jy sien, die Hemelse Vader bepaal jou identiteit en waarde. En dit word nie bepaal deur jou belewennisse of wat ander mense se opinies is nie. Jou identiteit word nie bepaal deur wat iemand sê of van jou dink nie. Jou identiteit word bepaal deur jou Vader wat in die hemel is. Hulle sê, on earth you are named according to how you have performed. In the kingdom of heaven you perform out of who heaven says you are. Ek wil weer sê,
On earth you are named according to how you have performed. En as jy sleg perform het, dan kry jy maar 'n slegte label. Maar in die koninkryk van God, you perform out of who you are. In die wêreld, wat jy doen bepaal jou identiteit. Die koninkryk van God, jou identiteit bepaal wat jy gaan doen. Ek wil sê, nou, jy moet dit onthou, hou vas daaraan. Want jou emosionele volwassenheid, jou geestelike volwassenheid, loop saam met jou identiteit en wie jy is. En jy moenie vergeet wie jy is nie. Die vyand gaan jou altyd herinner aan wat jy was. En as 'n klomp skrifgedeeltes, ek gaan nie in detail al die skrifgedeeltes, ek het daar neergesit, ek was op die slides. Ek wil jou regtig aanmoedig, gaan lees en bepeins hierdie skrifgedeeltes. Ek wil jou ook eintlik aanmoedig, gaan lees die hele boek Efesiërs. Efesiërs 6 hoofstukke. Die eerste 3 hoofstukke is teologies. Die eerste 3 hoofstukke gaan jou vertel wie jy is, wat Christus vir jou gedoen het, wat hy bereik het vir jou, waar jy staan, wat jou posisie, wat jou stand in hom. Dan van hoofstuk 4 af, dan begin hy praat, maar nou dat dit jou stand is, nou dat jy sy seun, sy dogter is, nou dat jy aan hom behoort, vanaf hoofstuk 4 begin hy te praat, dis hoe jou leefwyse nou moet lyk. Dan lyk die volgende 3 hoofstukke, gaan oor, hoe leef ons? Nou dat ek 'n koninkryksburger is, nou dat ek sy seun en sy dogter is, hoe moet my lewenswandel lyk? Hoe moet ek my lewe inrig? En dan sê hy, Efesiërs 2, wat hy praat van jou stand, hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. Sê vir iemand langs jou, jy was dood. Jy gaan as hy bietjie dood lyk, ja, jy het regtig, jy kan hom so bietjie, daar sê hy, dankie hoor. Hy sê, hy praat van, jy was dood. En dan gaan hy 'n klomp goeters, 'n klomp wat hy net daar deel. Hy hou aan en dan sê hy het julle lewend gemaak. Ek wil nie alles deurlees nie. Hy sê, en dan gaan hy aan, maar dan kom hy en hy sê, maar God, vers 4, en dan sê hy, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is ons gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus. Hy het jou geposisioneer, hy laat jou sit in hemelse plekke, saam met Christus. So wat sê hy vir ons? Wat bedoel dit daarmee? Dat ek en jy 'n hemelse denkwyse sal ontwikkel. Dat ons hierdie lewe sal benader vanuit 'n hemelse perspektief. 2 Korintiërs 5:17, kry Paulus sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n wat? Ag, sê dit weer, as jy in Christus is jy wat? 'n nuwe skepsel. Die ou dinge hang nog rond. Nee, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En mense, as jy daarvan praat, hy praat nou nie van die uiterlike nie, julle weet dit, nee. Party van ons kort so 'n bietjie panel beating, die vrouens is gelukkig, hulle het the oil of delay, so hulle kan nog 'n paar goeders mooi maak. En wat ook al, nee, maar hy het my en jou nuut gemaak, anders gemaak. Kolossense 1:13, hy sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis, het ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. So hy het ons uitgebring, oorgebring, uit die mag van duisternis, en ek wil jy met die prentjie sien, ou adres, in die koninkryk van die seun van sy liefde,
nuwe adres. Jy is nie wat jy was nie. Jy's iemand nuut. Jy's 'n nuwe skepping. En ek bid dat dit daai openbaring in jou binneste sal bring. Gaan lees die gebede wat Paulus gebid het in Efesiërs 1, Efesiërs 3. Geopende oë van die verstand en 'n gees van openbaring sal hê, dat ons kennis sal hê en regtig sal begryp wat die Here vir my en jou gedoen het. Hy sê, dis wie hy is. En dan kom hy, Efesiërs 4 vers 22, en hy sê, en wat die vorige lewenswandel betref, dat jy die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede en die verleiding te gronde gegaan het. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is, in ware geregtigheid en heiligheid. Beklee jou met die nuwe mens. Change your mindset. En nou kom ek by vanaand se skrif. Efesiërs 5 vers 14. Voordat ek dit lees. Die vraag vanaand nie is hoe goed jy die Bybel ken. Die vraag is nie vanaand hoeveel Bybelversies jy kan quoteer nie. Die vraag is vanaand, lyk jy en ek soos Jesus? Dink ek en jy soos Jesus? Klink ek en jy soos Jesus? Praat ek en jy soos Jesus? Leef en wandel ek en jy soos Jesus? Hy het gesê that we'll be molded into the image of his son and share inwardly his likeness. Lyk ek en jy soos hy? Mens sien ons lewens en gedrag moet 'n uiterlike manifestasie wees van 'n inwonende Heilige Gees. Ek wil weer sê, my en jou leefwyse, ons gedrag moet 'n uiterlike manifestasie wees van 'n inwonende Heilige Gees. Mense, die Heilige Gees wat in jou woon, is God wat in jou woon. Hy is deel van die drie eenheid. Die hartseer vir my is, waar ek tussen mense beweeg, as ons kinders van die Here, ons klink meer, en ek veralgemeen nou, ons klink meer soos die wêreld. Ons lyk soos die wêreld. Ons ruik soos die wêreld. Iemand het eendag gesê, ja, ek weet, jy gaan nie hel toe gaan as jy rook nie. Jy ruik net asof jy van daar af kom. Mense, my en jou leefwyse is die Bybel wat ander mense lees. Ons is lewende getuies. In Efesiërs 5 vers 14, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Daai woordjie wat hy sê, ontwaak jy wat slaap, daai woordjie slaap, beteken, ons het, we've got to a place that we are indifferent with our salvation. Indifferent with our salvation beteken, ons het onverskillig geraak met ons redding. Weet wat ons leef partykeer, ek weet nie wat is die woorde wat ek eintlik probeer dit verwoord, maar ek hoop julle hoor wat ek probeer sê. We become blasé. Ek weet nie wat die regte woord is nie. Maar ons raak roekeloos. En ons vergeet wie ons is. En ons vergeet baie keer wie dit is wat in ons woon. Hy sê, word wakker jy wat slaap, staan op uit die dode, en Christus sal weer jou skyn. En dan sê hy, pas dan op, dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom
moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Wanneer hy praat van word met die Gees vervul, die Grieks praat van be continually filled with the Spirit. Dis 'n voortdurende ding, dat ek al hoe voller van hom sal word. Die Amplified Bible stel dit so mooi, hierdie gedeelte, hy sê, Ephesians 5 vers 15, hy sê, look carefully then how you walk. Live purposefully and worthily and accurately. Ek wil weer sê, hy sê, live purposefully, worthily and accurately. Purposefully to become like his son. Worthily, wandelwaardig die roeping waarmee jy geroep is. Accurately, dat ek binne sy wil sal wandel. Hy sê, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. Continue being filled with the Spirit. Hy sê, therefore do not be vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Hy sê, die Here wil hê dat ek en jy sal weet wat sy wil is, dat ons sal verstaan wat sy wil is. Dat ek sal begryp hoe ek moet leef en hoe ek moet wandel binne in sy wil. So hy het gesê, ons moet nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Live purposefully, live worthily, live accurately. En nou wil ek net ietsie met julle deel, en dis vanaand belangrik, want ek wil julle 'n baie eenvoudige praktiese ding gee, wat julle sal help. Nou net, ek gaan nie in detail, ons het nie die tyd om daaraan te gaan nie. Ek wou eintlik 'n vriend van my gevra het, hy is 'n sielkundige. Maar hy het 'n operasie gehad, so hy kan nie praat, dit in sy mond is geopereer. So Danis kon nie praat nie. Maar dis goed wat ons, ek gee weekliks opleiding by firmas en veral by van die myne en van die goed wat ons die mense leer, gaan ek net so 'n stukkie met julle deel. En soos ek sê, ons het ongelukkig nie tyd om vanaand om regtig in detail daarin te gaan nie, maar ek wil net in kort ietsie hê, want ek wil hê jy moet verstaan. Want as ek verstaan, kan ek verstaan hoekom die Here wil hê ek moet verander. Nou, as ons kyk na ons menslike brein, en ek vereenvoudig dit, ek is nie 'n sielkundige en ek is nie 'n neurowetenskaplike, so ek deel met julle wat ek geleer het. En as daar dokters hier so is vanaand, dis my storie. Nou, ons het as 3 dele, en ek vereenvoudig iets wat geweldig kompleks is. Ek wil dit net baie eenvoudig maak, dat ons iets sal verstaan. 3 dele in die brein. Hulle praat van jou cerebrale cortex, of jou neocortex, dis jou logiese denke, dis die mensbrein, dis waar al jou logiese denke plaasvind. Dis waar jou innovasie is, dis waar, terwyl ek praat, is daai deel van jou brein besig om te werk. Ek hoop so, maar hy is besig om te werk. Hoekom? Sodat jy kan verstaan dit wat ek vir jou sê, dis kommunikasie, innovasie, alles lê daar, dis jou logiese denkwyse. Dan is die tweede deel, 'n deel wat hulle praat van jou limbiese stelsel. Die limbiese stelsel in jou brein, hulle praat ook van die soogdierbrein, maar die limbiese stelsel is jou emosionele brein. Dis waar emosies gesetel is. Ons gaan nou weer terugkom na hom toe, en dan kry ons die derde deel, wat hulle praat van, hulle noem dit jou reptielbrein. Dis die deel van jou brein wat verantwoordelik is vir oorlewing, vir jou seksuele drange, dis
die goed wat outomaties beheer word, maar dis ook die deel van jou brein wat die veg, vlug, vries en flauwval hanteer. Maar ek gaan nie nou in die detail van daai goeders gaan, maar daar's 2 goeders wat ek wil hê ons moet by stil staan vanaand, dat julle daai goed sal begryp. Nou wat gebeur is, wanneer ek en jy situasies beleef wat emosioneel is, en ons raak emosioneel, en jou emosies klim, wanneer jou emosies klim, styg, en jy raak emosioneel, dan begin jou logiese denke te val. Nou om vir jou te sê hoe erg dit kan gebeur, as jy 'n IQ-toets doen, die meeste mense, die gemiddelde mens toets 100. Dis jou basis 100 basispunte. As jy 'n IQ het van 100, dan gaan jy kan matriek skryf, jy kan gaan swat, jy kan leef, jy kan briljant doen, jy kan goed doen. Nou ek gaan nie almal die detail nie, maar as jy bo 130 IQ het, dan begin jy geniaal te raak. Hulle sê Einstein en ek vergeet altyd daai ou, ek dink hy's nou oorlede, die ou wat in die rolstoel was. Wie sê? Hawkins. Ja, daai ou. Hulle sê hulle het 'n IQ gehad van hier by die 165. Daar's ander ouens wat hulle getoets het wat hulle sê die IQ gehad van omtrent 250. Ek dink dit was so 2-3 jaar terug was daar 'n seun, 'n seun van Indië wat in Suid-Afrika kom kuier het. Hy was 10 jaar oud. Op 10 jaar het hy klas gegee by die universiteit vir die ingenieursstudente. Ek het nou die dag gegaan vir 'n IQ-toets, het hulle gesê myne toets so 161. Ag, wishful thinking. Dis nou waar jy moes gesê, ja. Ja. Maar as jy 'n IQ het van 100 basispunte, as jy emosioneel begin raak, en hoe meer intens, en hoe meer jy emosioneel raak, hoe verder val jou IQ. En hy kan tot 25 basispunte val. As hy by 75 kom, hulle praat van op 75, 'n IQ van 75, noem hulle 'n idiotiek. Jy's idiotiek. Dis basies soos 'n A-brein. So ek wil hê jy moet iets vanaand begryp. Woordkennis lê in jou logiese denke. Stem van die Here te hoor, het jy jou logiese denke nodig. Om die leiding van die Heilige Gees te volg, het jy logiese denke nodig. Om die regte besluite te neem, het jy logiese denke nodig. Nou raak jy emosioneel. Nou begin jou IQ te val. En hoe meer jy byvoorbeeld kwaad word, hoe minder dink jy logies. So ek sê, ons het nou ongelukkig nie die tyd om in alles in te gaan nie. Jy sien, daar's 'n rede hoekom die Here soveel van die skrifgedeeltes vir ons gee, wat hy vir ons gee. Efesiërs 4, wanneer hy praat, hy sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Mense, emosies wat ons het, ons is emosionele wesens. En die emosionele deel van die brein het 'n baie belangrike rol. So ek sê, ons het nie tyd om daarin te gaan, maar as jy in geweldige gevaar is, dan praat hulle van jy kry 'n emotional hijack. Want jou brein, jou limbiese stelsel neem totaal oor. Maar ja, ons gaan nie nou daar gaan nie. Maar wat ek net wil sê is, ons is emosionele wesens. Maar wanneer jy kwaad word, dan begin ons nie logies te dink en nie logies op te tree nie. My gedrag gaan skeef. So hy sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. En moenie laat die son vanaand ondergaan op jou kwaad. En dan sê hy, moenie vir die vyand, moenie vir die duiwel plek gee in jou lewe nie. Nou hoekom sê hy, moenie laat die son sak nie. Het jy al gesien as jy kwaad is vir iemand? Jy het nou regtig jou radkas gestrip vir iemand en jy is nou seriously kinderlik ongelukkig met daai persoon
En nou vanaand, dan gaan jy huis toe. Wat gebeur vanaand wanneer jy slaap? Dink bietjie daaraan. Ja, jy bou video's van daai ou, reg? Die hele nag droom jy van daai perd wat jou kinderlik ongelukkig gemaak het, en as jy môreoggend wakker word, dan is jy eers die hoenders in vir hom, want hy het jou heeldag wakker gehou. So hy sê, voor die son sak, deel met die kwaad. Hoekom? Want wortels groei in die nag. So wanneer jy slaap, daai kwaad, dis soos 'n wortel wat begin groei, en as hy aanhou groei, is daar 'n wortel van bitterheid wat gaan groei. Sien wat gebeur ook in die lewe. Is dinge gebeur. Wat maak jy? Is jy nou kwaad? Het ek jou kwaad gemaak? Nee. Jy sien, daar's iets wat ek en jy uit ons woordeskat moet uithaal. Ons sê altyd, jy het my kwaad gemaak. Dis 'n totale leuen. Ek het hom nie kwaad gemaak nie, ek het hom nat gemaak. Hy het gekies om kwaad te word. En sy reaksie is 'n keuse, want jy sien wat gebeur is, ons sê dan, jy het my kwaad gemaak, en as hy my kwaad gemaak het, wie is in beheer van sy lewe? Want dan sê ek eintlik, hoor hierso, jy beheer nou eintlik my emosies, want jy het my kwaad gemaak. Nee. Ek het jou dalk uitgelok, jy Engels praat van I provoked you, ek het jou gefrustreer, ek het jou geïrriteer, maar ek het jou nie kwaad gemaak nie. Jy het kwaad geword, en jy kies hoe jy gaan reageer. Want jou gedrag is jou keuse. En jy sien, wanneer dit kom by emosionele volwassenheid en geestelike volwassenheid, moet ek en jy leer om impulsbeheer te kry. Engels praat van impulse control. Want hoekom? Ons reageer so maklik impulsief. Your short fuse is your excuse to abuse, het iemand gesê. Jy sien, ons is baie lief om te sê, maar jy weet, ons de Klerks is maar so. Ons het maar 'n kort klont. Twak. Die Here het jou geskep met 'n vermoë om te kies. Die Here het sy gees in jou geplaas. Nou daar's 9 gawes van die gees, ons ken al my vriendelikheid en al die goed. Dan wat is die laaste ene? Selfbeheersing. Sê bietjie saam. Selfbeheersing. Hy soek karakter en weet wat? Die Here help my en jou. Hy gee sy gees as 'n hulp. En onthou, dit wat hy prediker gesê het. Hy het gesê karakter, Christelike karakter is 'n vrugteboom. Dis nie 'n Kersboom nie. Die vrug van die Gees is 'n uiterlike manifestasie van dit van hom wat in ons woon. En hy gee vir jou en vir my die keuse dat ek en jy sal kies. Jy sien, ons woon baie keer dienste by en ons doen 'n kursus oor geestelike oorlogvoering. Dan ry ek weg by daai geestelike oorlogvoering. Jesus, ek is opgecharge. Hoor hierso, ek wil net die duiwel bestraf as ek hom sien. En dan ry jy en jy's so opgewonde en jy's so emosioneel, so happy en so bly dat jy sien jy ry 120 en is nou eintlik 'n 100 sone. En dan spring daar so 'n snaakse ouetjie hier in die pad uit. En dan begin jy
amper sê ek te manifesteer. Jesus, ek het nou moes 'n geestelike oorlogvoering gedoen. Jesus, ek het salwing van die Here. Nou begin jy. Ek bestraf jou in die naam van die Here. En ons gooi Bybelkerk en ons kap jou. Wrong choice. As jy in die speeltjie kyk en jy sê dit, so ek sê shop. Want jy sien, dis nie salwing nie. Maar dis ook nie karakter nie. Die Here soek by my en jou karakter. Jy sien hoe kwaader ek word, hoe meer val my logika. En die Here sê, die vrug van die Gees, die Here wil jou lei deur sy Gees, maar omdat jy besig is om kwaad te word, omdat jy ongelukkig word, nou, die emosie styg en die verstaan verdwyn. Die kennis van dit wat hy vir my leer uit sy woord begin te val, want jy sien, ek verloor my logiese denke en ek dink nie meer logies nie. Ek is amper klaar. Ek wil nou vir die praktiese ding gee. Jakobus 1 vers 19, want hy sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Hy sê stadig, moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Ek het nog nie iemand raak geloop wat homself in die moeilikheid ingeluister het nie. Maar ek het baie myself in diep moeilikheid gepraat. My bek is vinniger as my brein. Gewoonlik as ek gaan bedien, vat ek my vrou altyd saam. Dis my gewete. Sorry, ek net draad moeilikheid hier. My vrou ken my al so goed. Ek maak baie keer grappies en humor. Sy ken my al so goed, sy sit altyd agter in 'n diens. Nooit voor nie. Sy sit agter. Want as ek begin praat, dan wys sy vir my, dan weet ek, los. Want ek moet weer om verskoning vra. So, los dit. Hy sê, so wees stadig, vinnig gou om te hoor. En mense, jy 2 ore, 1 mond, luister 2 keer soveel as wat jy praat. Hy sê stadig om toornig te word, stadig om kwaad te word, want die toorn, as jy kwaad word, jou aggressie, bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Hy sê, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man of 'n vrou wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man, hierdie persoon, is te vergeefs. Hy sê, word daders van die woord. Maar jy sien, as ek kwaad word, hoe gaan ek 'n dader van die woord word? Want omdat ek kwaad geword het, het my logiese denke geval. Daai woord wat die Here daar het, is nie beskikbaar nie, as ek dit so kan sit. Hoor julle wat ek probeer sê? Ons mis die Here. En ek mis sy plan wat hy vir my het. Dis hoekom hy ons leer in 2 Korintiërs 10 vers 5, elke gedagte moet ons gevange neem en dit gehoorsaam maak aan God. Hoe gaan ek daai gedagte gevange neem? Vir my was dit partykeer, ag heerlikheid, my gedagtes wat so kokkie kan hardloop partykeer. Ek hardloop my vrek om daai gedagte gevange te neem. Ek kry daai ding net nie gevang nie. Jy sien, hoe gaan ek en jy, wat kan ons doen wat ons sal help om selfbeheersing in ons lewe toe te pas? En ek wil vir julle vanaand, dis eintlik in die health and safety, ek weet nie wie van julle werk in die health and safety wêreld nie, maar dis iets wat eintlik wat hulle ook gebruik. En dis iets wat die Here my geleer het. En mense, ek gebruik dit verskriklik baie.
En daai safety 101 wat ek vanaand vir jou wil sê is, eerstens, wanneer jy in 'n situasie kom, en ek wil hier naby staan, want ek praat met myself, nie met julle nie. Wanneer jy in 'n situasie kom, wat jy voel, my emosie begin te klim. Nou onthou, die limbiese brein is jou emosionele brein. Al die emosies, vrees, angs, jaloesie, aggressie, blydskap, verliefdheid, alles is emosies. Maar die limbiese stelsel het nie enige logiese denke nie. Ek wil weer sê, jou emosionele brein het nie enige logiese denke nie. So wanneer jy emosioneel begin raak en jy begin al hoe meer emosioneel te raak, jy dink nie meer logies nie, want die limbiese stelsel het nie logika nie. So as ek ingaan in daai limbiese stelsel in, ons praat altyd van, ons praat van die ouens in die opleiding, jy het 'n blou brein, groei brein, groen brein. As jy in jou rooi brein ingegaan het, dan is daar logika? Nee, die rooi brein het nie logika. So ek wil jou terugkry in die blou brein. Hoe gaan ek terugkom in die blou brein in logika, sodat ek die leiding van die Heilige Gees kan hoor, sodat ek die stem van die Here kan hoor, sodat ek kan dink aan die goed wat hy my geleer het. En hoe doen ons dit? 4 goed. Stop. Tweedens, dink. Plan. Doen. Sê saam met my. Stop. Dink. Beplan. Doen. Stop. As jy stop, haal asem. En haal asem saam met my. So wanneer jy 'n situasie beleef, die speedkop spring in die pad, jy voel hoe klim daai kwaad. Jy beleef, vrou het iets gesê wat die waarheid is, maar jy wil dit nou nie erken nie, so jy begin jou radkas te strap. Hy doen net my baie betaal om hierdie te sê. Maar jy strip jou radkas, jy word kwaad. En dan begin jy onlogies op te tree. So stop. Want jy sien, as ons nou in die detail moes ingegaan het, jou brein het nodig om, amper kan ek sê, te reset. So een van dit is, stop en haal asem. So haal asem saam met my. Ons gaan inasem 4 tellings, jy hou hom vir 4 tellings, en jy asem uit vir 4 tellings. So asem in, 1, 2, 3, 4. Hou hom, 1, 2, 3, 4. Asem uit stadig, 4, 3, 2, 1. Asem in, 1, 2, 3, 4. Hou hom, 1, 2, 3, 4. Uit, 4, 3, 2, 1. Daai in te asem, wanneer jy inasem, sê Here dankie, ek wil u liefde en u gees net inasem. Maar daai inasem het 'n fisiologiese impak op jou brein. Want jy sien, wanneer jy angstig raak, wanneer jy kwaad word, en wanneer jy opgeklits raak, dan begin jou liggaam homself voor te berei, en jou brein berei jou liggaam voor, vir veg, vlug, vries. Hy prepare jou vir fight. Onthou, jou brein so hoofdoel is om jou lewendig te hou. En dat jy homself moet beskerm. Survival. So, wat gebeur? Het jy al gesien? Nou begin jy vlakker asemhaal. Hy berei voor om jou te vergeveg. Jou bloeddruk gaan op, jou hartklop gaan op. Nou begin ek dieper asem te haal. Dis amper asof die brein die boodskap kry, okay, gevaar is verby. So haal asem minstens 3 keer, 4 keer. Onthou jy die ou mense het altyd gesê, as jy kwaad word, tel tot 10. Daar was wysheid in dit. So jy haal diep asem. Tweedens, dink. Want jy sien, nou begin ek vanuit die limbiese stelsel weer terug te gaan na my logiese denke toe. En te dink, Here, en eerstens, erken jou emosie. Here, ek was kwaad, ek was omgekrap. Maar, Here, ek is u seun. Ek is u dogter.
Daai ek het gesê, onthou wie jy is, wat jy is. Onthou wie is in jou, wie woon in jou. Gaan lees weer, Efesiërs 4, hiervan dink ek 29, wat hy sê, dat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Let no foul language come out of your mouth, sê die Amplified. Hy sê, en dan sê hy ook, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek gooi hierdie net in. Mense, daar's twee, as jy ry op 'n pad, daar's altyd twee barriers, wat jou in die pad hou. In die Gees het ons twee barriers. Bedroef nie die Heilige Gees nie, blus nie die Heilige Gees nie. 1 Tessalonisense 5. Ek wil weer sê, bedroef nie die Heilige Gees is die barrier, blus nie die Heilige Gees, 1 Tessalonisense 5. Don't quench the Spirit. Moet hom nie bedroef nie. So Here, ek was kwaad, maar ek is die seun. Heilige Gees wat in my woon. Herinner, hy het gekom en hy herinner jou aan dit wat die Here gesê het. Dis wat die Heilige Gees moes doen. Dat hy jou sal herinner, wat het die Here gesê, hoe moet ek optree? Wat moet ek doen? Begin te dink in daai oprig. Dalk is ek skuldig. Here, my vrou is reg. Ek het verkeerd opgetree. To be molded into the image of his son and share inwardly his likeness. Mense, dat ek en jy, dat daar iets in ons binneste sal verander, dat daar 'n nederigheid sal kom, dat daar 'n liefde sal wees, dat ek in liefde sal optree. Ek was verkeerd. Plan. Here, wanneer ek verkeerd is, wat moet ek doen? Bely. Vra om verskoning. Jy sien, jou vrou het nodig. Jy moet verantwoordelikheid vat. Jou vrou het jou nie kwaad gemaak nie. Jy het kwaad geword en jy het gekies hoe jy gaan reageer. Change your behavior. Dis deel van karakter, dis deel van emosionele volwassenheid. Dis deel van om daai impuls te beheer. Plan. Ek gaan vir my vrou om verskoning vra. Ek gaan vir my vrou jammer sê. En onthou, daar's 'n verskil tussen regtig met berou om verskoning te vra en om net jammer te sê, want party mense sê jammer omdat hulle uitgevang is. Berou gaan oor die seer wat ek in jou veroorsaak het. Berou gaan daaroor dat ek wil regmaak wat ek opgevoeder het. And then do it. Stop. Haal asem. Dink. Plan. En dan Nike tekkies. Do it. Ek sluit af. So ek sê, ek gebruik dit baie. Mense, oefen dit. Moenie wag vir die krisis om dit te oefen. Die Here sê, oefen jou in die godsaligheid. Mense, oefen hierdie goeders by die huis, in jou verbeelding, terwyl jou denke nog werk. Die Here het vir jou verbeelding gegee, gebruik jou verbeelding. Sien hoe jy in 'n situasie is. Jy weet wat is jou triggers, jy weet wat is jou hot buttons. Jy weet wat is die goed wat mense doen, wat jou switch trip. So dink, en in jou verbeelding, sien, goed wat jou vrou sê, wat jou partykeer omkrap. Goed wat jou pa doen, wat jou omkrap. Nou, ek weet julle van Sails is gelukkig, julle pa is right, hy doen niks verkeerd nie, hy is 'n pastoor. En julle weet hoekom is die pastoor se kinders stout, nê? Want hulle speel met julle kinders. Maar as ja, sorry. En, jy weet wat is die goed wat jou ouers doen, wat jou trigger. Jy weet die goed wat jou kollegas, jou baas by die werk doen. Jy weet die goed wat jou werknemers doen, wat jou trigger. Mense, elke keer wat jy op jou kinders skreeu, elke keer wat jy met jou werknemers skreeu, wat dink jy gebeur met jou werknemer se logiese denke? Hy gaan in sy roeibrein in. Is daar logiese denke in die roeibrein? Nee.
Daar's angs wat by hom opstaan. Daar's vrees wat by hom opstaan. Daar's alles wat by hom opstaan. En mense, hoe meer jy op hom skreeu, hy hoor nie wat jy sê nie. Jy maak hom stupid. Jou kinders, jy skree op jou kinders. Hulle hoor nie wat jy sê nie, want jy maak hulle stupid. Want hulle IQ val. Verstaan wat die wil van die Here is. Moenie toornig word nie. Wanneer die Here sê, vergewe die wat jy iets teen het. Met 'n doel, hoekom? Verstaan wat sy wil is, want dit gaan oor jou, om die beste lewe vir jou te hê. Ek verstaan sy wil, so ek gaan nie die grudge en die bitterheid dra nie. Want as ek in 'n emosionele plek is, it's not gonna work. So, wat doen ek? Kyk in my warm kwaad maak. As jy voel jy word warm, wat gaan jy doen? Stop! Haal asem. Reset. Dink. Herken daai emosie. Bedink die dinge wat daarbo is. Hoekom? Want jy sit in hemelse plekke saam met Christus. A heavenly mindset. Bedink die dinge uit die koninkryk. 'n Koninkrykslewe dat ek is oorgebring. Ek's nie meer onder die mag van duisternis, nie meer wie ek is nie. Dink. En dan die plan. Wat? Here, wat wil U hê moet ek doen? En doen dit. Laaste skrif wat jy kan gaan lees. Is 2 Petrus vers 1. En ek gaan net die eerste vers. Hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. Hy het jou toegerus met alles wat jy vanaand nodig het. Net daar waar jy sit, sluit jou oë. Hy soek salwing en hy soek karakter. En die karakter begin by wie jy is, wat jou identiteit is. En ek glo die Here wil vanaand die leuns breek wat in jou lewe gesit het. Leuns wat jy begin leef het as gevolg van mense se opinies. Leuns wat jy begin leef het want jy dalk ergens misluk, jy het gefaal en jy het jouself gelabel, ek is nie goed genoeg nie. Jy sit dalk hier vanaand en jy het seer gekry, maar jy loop vanaand. Hier in jou hart draai jy 'n wrok teen iemand. Ergens het jy langs die pad aanstoot geneem. En jy loop met die aanstoot binne in jou hart. Wil jy nie vanaand, terwyl jy geluister het na hierdie woord, wil jy nie vanaand kies om mense vry te spreek en te vergewe? Mense vergifnis begin nie by 'n gevoel nie, dit begin by 'n besluit. Die besluit, die gevoel sal die besluit volg. Die besluit volg nie die gevoel nie. Want jy wag totdat jy voel jy wil iemand vergewe, sal jy graf toe gaan en dit nie doen nie. Jy gaan nie so voel nie. Vergifnis begin by 'n besluit. Wil jy nie vanaand vryspreek en vergewe nie? Wil jy nie vanaand begin op 'n plek te kom en sê, Here, ek wil soos Jesus wees. Karakter het te doen met jou keuses en jou besluite. Kies om vanaand heilig te wees, want die Here is heilig, dat jou hele lewenswandel heilig sal wees. En Vader, en ek bid vanaand dat U ons sal help. As ek vanaand anger issues het, as jy vanaand sukkel met aggressie, wil jy nie vanaand uitkom en sê, Here, ek wil vanaand dit erken, ek wil dit bely,
Want solank as wat jy dit nie erken nie, en dit regverdig, en dit probeer beskerm, gaan jy nie verander nie. What you choose to not change. What you don't change, you choose. Wat weer sê, whatever you don't change, you choose. As jy aggressieprobleme het, dat jy die hele tyd gesê het, maar ek het 'n kort draad. Nee, breek die leen. Wil jy nie vanaand kom en sê, Here, hier's ek. As jy vanaand sit en jy het iets teen mense, wil jy nie vanaand kom. As jy vanaand verskriklik impulsief is, kort impuls, jy sukkel om selfbeheersing, wil jy nie vanaand kom, dat die Here jou help, dat sy gees, dat sy gawes deur jou kan manifesteer. Maar ek wil julle eerstens vra wat Chris, Gert hier na vore kom. Waar is Gert? Die worship ons. Ag, dankie Gert. Thanks so much. As jy vanaand hier sit, hoe lyk jou verhouding met die Here? As jou verhouding met die Here, as jy op 'n plek gekom het, wat jy eintlik so onverskillig geraak het, dat jy het heeltemal teruggeval. Jy is sy kind net 'n naam, maar daai verhouding met hom staan nie. As jy vanaand sê, Here, ek wil vanaand net my lewe weer opnuut vir U gee. Terwyl jou oë gesluit is, niemand kyk rond nie. As jy vanaand sê, Here, ek wil my lewe net weer, ek wil my hart net weer vir U gee. Net daar waar jy sit, wil jy net jou hand net opsteek en sê, vanaand ek wil net 'n geleentheid gee. Dankie. Here, ek wil my hart en lewe. Ek gee myself vir U vanaand. Dankie, Klamasak. As jy vanaand sit en jy het anger issues, jy sit met aggressie in jou lewe. Almal is bang vir jou as gevolg van jou meer. En as jy sê, Here, vanaand wil ek klaar kry met dit. As jy aggressie issues het, wil jy nie net vir my net jou hand opsteek vanaand, sê, Here, ek wil vanaand klaar met dit. Dankie. Let it go. As jy vanaand hier sit en jy het onvergifnis in jou hart. Mense het jou dalk teleurgestel, mense het jou seer gemaak, wat dit ook al mag wees, die Here sê, vergewe hulle. Soos wat hy jou vergewe het, vergewe daai mense. En as jy vanaand sê, Here, ek het mense wat ek wil vanaand, ek het iemand wat ek vanaand moet vergewe, ek wil iemand vanaand regtig, ek wil hom, I want to let it go. Waar is dit mense, jy sit vanaand in jou huwelik en jy dra teen jou eggenoot, hoe lank? 'n ding wat jy teen jou eggenoot dra en is besig om julle huweliksverhouding regtig op die rotse te dryf. En die Here sê vanaand, let it go. Maar as jy vanaand goed het teen iemand, net waar jy sit, steek net vir jou hand op en sê, Here, sê net, ek wil vanaand, I want to let it go. Want baie keer, daai wrok wat jy in jou hart dra, is die wortel van jou aggressie ook. Bitterheid is gif. Jy drink die gif en jy hoop die ander ou gaan dood. Vergifnis bring heling in jou, dit maak jou vry. Ek het nou 'n paar goed genoem. Ons wil vanaand vir jou bid. Sorry, ek weet ek het lank gegaan, maar hy het gesê, tyd is nie 'n issue nie. As jy vanaand, as jy jou hand opgesteek het, ek wil jou vanaand nooi. Wil jy net na vore stap asseblief? Ons sal saam met jou bid. Ons sal net op jou hande kom lê. Ek kan jou nie verander, Nolan kan jou nie verander nie. Die Here is die ene. Die Gees wat in jou woon, wil vanaand heling, herstel en genesing bring. So ek nooi jou uit. Kom ons staan. Ag, en lei ons net daar so. Gert, dankie. As jy jou hand opgesteek het, wat dit ook al voor was, stap vir my uit asseblief. Ons wil vanaand saam met jou bid. Ons staan net hier voor. Jy moet nie nou bang wees nie.
Moenie nou laat daai emosionele brein oorneem en sê nee, ek kan nie, ek's te bang om vorentoe te stap. Nee, vergeet daai. Stap uit. Die Here wil vanaand met jou ontmoet. As jy jou hart vir hom wil gee, stap uit. As jy aggressie het, stap uit. As jy iets teen iemand het, stap uit. Mense, daai uitstap is eintlik deel van die oorwinning, want dan sê jy, Here, ek erken.